Mense, goeiemôre. Ek vertrou dit gaan goed met elkeen op hierdie pragtige Shabbat-oggend. My naam is Frik Weideman en dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Altyd vir ons voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. En mense, elke keer wanneer ek die woord opneem om daaruit te lees, dan kom daar hierdie opgewondenheid in my binneste, want dis die stem. As jy ooit gewonder het, Vader, wanneer praat U met my? Lees sy woord. En wanneer jy die woord lees, dan vra jy vir Heilige Gees, openbaar die letter in my, maak die letter lewendig in my tabernakel. Want onthou net, mense, dat ek en jy is sy tabernakel. En dis waaroor vandag sy diens gaan. Ek hanteer vandag op hierdie pragtige Shabbat die gedeelte van Teruma. Dis Torah porsie 19. Nou mense, as ek hierdie hele woord met jou vandag gaan behandel, gaan ek en jy eers vanaand klaar kry, want dit is hoe intensief hierdie woord is. En dis vir my lekker om 'n Bybelstudent te wees. Mense, as ek en jy 'n volger is van Meester Yeshua die Gesalfde, dan beteken dit, ons moet hom ons vakgebied maak. Met ander woorde, ons moet sy woord lees, want hy is die woord wat vlees geword het en hy het onder ons kom woon. Soos ek hom volg en hy is my bruidegom en ek verwag hy gaan terugkom om sy bruid te kom haal en ek is op hierdie aarde sy tabernakel, dan moet ek weet wie is hy, wat is sy kenmerke, wat is sy eienskappe, waarvan hou hy nie. En dit is belangrik dan om die woord te lees, want as ek die woord lees, dan ervaar ek ook die waterbad van die woord. Met ander woorde, die woord kom was skoon. Die feit, dit is amper soos iemand wat in 'n bad sit, nê? En as jy klaar gebad het, dan trek jy die prop uit en die vuil goed gaan af in die drein. Selfs met die woord. Die woord bring skoonheid. Die skeidsmuur wat ek en jy gestig het deur ons disfunksionele optrede. Kom die woord en die woord kom was dit skoon. Die woord is die waterbad van sy woord. So mense, vandag Torah porsie 19 Teruma. Nee, ja, voor ons begin, kom ek en jy bid saam en ons vra vandag Abba se seën op sy woord en dat hierdie woord wat jy vandag gaan ervaar is waar die Ou Testament en die Nuwe Testament een woord word. En dis hoekom ek nie daarvan hou om te sê daar's 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament nie. Ek hou nie daarvan nie, want die hele skrif is vir ons ingegee ten opsigte van wysheid, weerlegging, kennis, om te reprimand, om ons op te rig en te lei en te leer. Wat is belangrik vir Vader? Mense, die hele tyd is my lewe daarop gebaseer. Abba, dit wat ek nou doen, dit wat ek nou sê, dra dit U goedkeuring weg. Sal dit 'n glimlag laat op U gesig, dit wat ek nou gaan sê, of by wyse van my optrede. Mense, kom ek en jy bid saam en ons vra Vader, dat hy hierdie woord vandag, in hierdie tabernakels, sal kom seën. Hemelse Vader, dis weer eens vanoggend op hierdie pragtige Shabbat-oggend 'n voorreg om net in te kan beweeg in U vrede. Dat ons vandag U rus kan ervaar, U teenwoordigheid. Abba, U gemanifesteerde heiligheid in ons midde, want hierdie dag is 'n heilige dag. Hierdie dag is 'n geseënde dag. En Abba, dankie. Dankie vir mense wat ingeskakel is vandag by hierdie uitsending en dat mense die tyd uitsit om in U teenwoordigheid in te kom, om te leer uit U woord uit. Dankie vir manne, vroue, seuns en dogters wat besig is om in te beweeg in heiligheid, om afgesonderd te wees, om set apart te wandel op hierdie aarde sodat ons U ambassade kan wees wat hemel verteenwoordig. Abba, ek bid vandag dat die sluiers gelig sal word. Ek bid vandag vir die inspraak van U Ruach HaKodesh in elkeen se mondering. Ek kom teen die slaapgees, ek kom teen die moeggees, ek kom teen enige vorm van kritiek. En Vader, ons maak die vyand nou doof. Ons maak hom kragteloos in die naam van Meester Yeshua. En ek bid in hierdie môre dat hierdie woord sy snelle gang sal gaan. En dat hierdie woord nie ledig terug sal keer nie, maar dat dit sal dien die doel waartoe U dit vandag gestuur het. Abba, my gebed in hierdie môre is dat ons mense wat na hierdie woord sal luister, ook sal besef, wat is hulle identiteit,
en dat ons daarin sal wandel om u karakter uit te leef in 'n wêreld wat donker is, 'n wêreld wat tans verdrink in duisternis en in ongeregtigheid. Laat die heilige naam vandag verheerlik word en laat dit bekend word oor die ganse aarde. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die een wat nooit verander nie. U is gister en vandag en môre is u dieselfde. Dankie daarvoor. Dankie dat u nie 'n mens is nie. Dankie dat u die heilige is van Israel. U is soewerein. U wandel in geregtigheid. U woon in regverdigheid. U doen dit wat reg is. My siel vergeet geen een van die weldade van Skepper lewende God nie. Abba, dis my gebed vandag en dis my roepe vir elke persoon wat ingeskakel is by hierdie Bybelstudie vandag. En ek bid dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou mense, ek bestudeer die Torah porsies, alhoewel ek dit nie altyd preek nie, maar ek bestudeer dit. En ek moet vir jou sê, 'n jong man skalk my so rukkie terug. Hy sê vir my, Frik, waar kan ek gaan studeer vir 'n pastoor? Ek sê vir hom, dis my baie moeilik om vir jou te sê, gaan soontoe of gaan soontoe, maar weet jy, waar kan jy begin? En dan besluit jy, of jy geskik is vir die koninkryk, of jy 'n kanselpredikant wil wees, en of jy 'n evangelis wil word, en of jy 'n herder wil wees van 'n gemeente. Doen eers dit vir my, en dan praat ek en jy oor 'n jaar. So beskou hierdie jaar as jou, kom ek sê, voorbereidingsjaar, voordat jy besluit, jy wil gaan studeer. Doen saam met my die Torah porsies, vir 52 weke. Doen dit saam. Maar ek wil jy met elke ding in detail gaan doen. Gaan doen dit asof jy tans studeer vir 'n graadkursus. En dan praat ek en jy uiteraard deurlopend van hierdie jaar, maar na die jaar, dan praat ek en jy weer in terme van die tyd wat daarin gaan, die aandag wat jy daar moet spandeer, die fokusgedrewenheid, die aanhou, kan nie nou ophou nie, kan nie nou moeg word nie. Ek en jy moet aanhou, uithou, volhou, tot die einde. Die woord sê, as ons dit kan doen, dan sal ons gered word. Voordat jy by enige ander kursus aansluit, doen eers dit. En dan praat ek en jy oor 'n jaar weer. En as jy dan kans sien daarvoor, dan is dit reg. Dan het jy 'n voorbereidingsjaar gehad, jy weet nou waaroor dit gaan, want mense dink om in die bediening te staan, jy werk net een dag in die week. Ek wil jou uitdaag vandag. Kom stap saam met my vir 2 weke. Kom bly by my. Maar doen wat ek doen. Doen wat ek doen. En ek beloof jou, na 2 weke gaan jy vir my sê, hoorie Frik, ek verlang om te gaan slaap. Ek verlang om net so 'n bietjie af te trek en toe te plak. Ek weet nie van almal nie, maar dis my lewe. Dis my lewe. En weet jy wat? Ek verkies dit so. Ek hou daarvan om 'n Bybelstudent te wees. As ek 'n studentvolger is van meester Yeshua, uiteraard dan wil ek hom bestudeer. Hy is my sentrale vakgebied. Ek moet weet wie hy is. Hy is die weg, die waarheid, die lewe, hy is liefde, lewe, lig. Ek moet weet, wie is hy? Want hy is my bruidegom en hy gaan my kom haal. So nou moet ek weet, met wie staan ek in 'n huwelik. Dis belangrik. Mense, Torah porsie 19, Teruma. Nou, baie keer het mense, jare terug, dan sê iemand vir my, hoorie Frik, hier's vir jou koevertjie. Dan staan daar Teruma op. Dan wonder ek, wat is dit? En later van tyd in my wandel met meester Yeshua, toe begin ek te besef, maar waaroor dit gaan, is eintlik fenomenaal. Nou mense, ek wil vandag met jou gesels daaroor. So die skrifte wat ons hierdie week uiteraard gelees het, is die volgende, Eksodus 25 vers 1, tot en met Eksodus 27 vers 19, en dan 1 Konings hoofstuk 6 vers 9, 1 Korintiërs hoofstuk 3, die hele gedeelte, en dan 1 Korintiërs hoofstuk 6, ook die hele gedeelte. Nou mense, die woordjie teruma is 'n pragtige woord. Dit beteken die uitnodiging om te gee, en wanneer ek gee, dan tel ek dit op om te sê, ek bring dit na u toe, en laat dit vir u wees, 'n welgevalle en heilige aanneemlike offer. Met ander woorde, ek bring 'n offer met 'n gewillige hart. My hart is nie hartseer omdat ek gee nie, maar ek het 'n gewillige hart. Nou hoor gou wat sê die woord in Eksodus hoofstuk 25 vers 1 en 2. Toe het Jahwe die Almagtige met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring van elkeen wie se hart hom aandrywe. Nou dis teruma. Teruma is my hart.
My hart moet my aandrywe om hierdie offergawe te bring. En dan sê die woord verder, moet julle my offergawe bring. En dan die mooiste skrif wat my al betref in die hele Bybel. Okay, daar's 'n klompie, maar hierdie is nou vir my baie spesiaal. Is Eksodus 25 vers 8 tot 9. Hoor gou hierso. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak. Stop gou daar vir 'n oomblik. As ek vandag vir jou sê, bring dit wat jy kan bring. Want Vader het gesê, bring dit aan hom. Nie aan 'n mens nie, nie aan 'n pastoor, nie aan 'n denominasie of 'n kerk of 'n gemeente nie. Bring dit aan hom met 'n gewillige hart, want hier's die rede. Hier's die rede. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak. So wanneer jy dit bring, dan maak ons vir hom 'n heiligdom, sodat hy in ons midde kan woon. Wat gaan jy bring? Wat gaan jy bring? Vers 9. Volgens alles wat ek jou laat sien in die hemel, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat in die tabernakel behoort, so moet julle dit maak. Wat sal jy dan doen? Hoe gaan jy reageer in terme van die woordjie teruma, waar ek my offer optel, met ander woorde, ek bring alles. Hier is die probleem. Hier is die probleem vandag. Vir my is dit 'n voorreg om te gee. En dit wat ek inkry, mense, ek saai. Ek en Amelia, ons is mense wat saai, ons het 'n oop lewe, ons het 'n oop hand, ek het 'n oop hart, veral wanneer dit kom by die koninkryk. Die dag wanneer ons nie kan gee nie, ek praat nie van geld nie, ek praat nie van tendes nie, frik, ben nie nou oor, mense, ek praat nie oor geld nie, julle weet. As die dag aanbreek wat ek nie kan gee nie, dan het ek groot geword in myself. Wanneer self in die pad staan, dan skep dit 'n valse identiteit. En dan gaan ek alles in hierdie woord gaan ek kry om my identiteit te regverdig, want ek self staan in die pad. Want alles gaan dan oor myself. En self gee nie. Self hou alles. En hulle sal al die redes soek om nie aan Jahwe die Almagtige te bring nie. En ek sê weer, ek praat in die algemeen, ek praat nie net oor rand en sent nie, ek praat nie oor tiendes nie en ek praat nie oor offergawes nie. So wat moet gebeur vandag? Met hierdie boodskap moet vandag die volgende gebeur. Ek self moet uitkom en ek moet toelaat dat hy inkom en aan my openbaar sy beeld en sy karakter in hierdie tabernakel, dat ek daarvolgens kan lewe. Dis vandag die kruk van hierdie boodskap. En dit is Torah porsie 19. Met ander woorde, bou vir my 'n heiligdom, sodat ek in julle midde kan woon. So waar woon hy vandag? Hy woon vandag hier. Waar het hy gewoon? Hy het aanvanklik eers gewoon in die tabernakel. So kom ons gaan kyk vandag. In die Ou Testament, en julle weet ek hou nie daarvan nie, en die dots, en dan connect ons met mekaar, en dan kyk ons, hoe pas ek en jy in hierdie prentjie, in terme van, dit is my eie woorde, die ambassade op hierdie aarde, wat hemel moet verteenwoordig. Dis ons voorreg, my en jou voorreg vandag. Hoor gou wat ek sê. Mense, as jy 'n pen en 'n papier in die hand het, dan maak jy gou aantekeningetjies. Ek kom baie keer agter. ek sukkel om te praat as ek nie 'n pen in die hand het. Ek is 'n skrywer. Nou, en ek is 'n linkspoot. So baie keer dan sit ek net my hand op papier en dan sê ek, "Abba, help my asseblief," en dan begin ek sommer net te skryf. Mense, ek skryf gou nou 10 bladsye. Ek skryf penne leeg. Ek skryf papiere vol. Frik, hoekom gebruik jy nie 'n rekenaar nie? Ek weet nie. Wanneer ek die boodskap klaar geskryf het, dan sit ek hom op my rekenaar. Maar dit is net asof iets gebeur. En hierdie pen, hierdie big pen, hierdie swart is, man, hy skryf die lekkerste. Net so terkant aantekening. Kyk, dis vandag mos Shabbat, dit is vandag fellowship, daar's 'n opgewondenheid, dis nie styf nie, dis nie wetties nie. Jy kan Shabbat wetties maak, jy kan maak wat jy wil, maar ek hou daarvan, daar's 'n opgewondenheid, ek praat met jou, ons glimlag, ons lag. Mense, ek en jy kan nie vergeet om te lag nie. Ons kan nie vergeet om vriendelik te wees nie, maar dit is een van die eienskappe van die Gees, nê? Van die Ruach, en opgeteken in Galasiërs 5:22. Hou op met jou dikbek lang gesig, man. En kom weer, ons sê die woord. En wanneer ons die woord het, en ons sien vandag wie ons eintlik moet wees, in terme van hierdie Torah porsie 19, teruma. Mense, dan gaan jou hele wese wil opgelig word tot eer van Vader. En dat ons aan hom, Romeine hoofstuk 12 vers 1, 'n welgevalle, heilige en aanneemlike offer sal wees. Maar voor ek by vers 1 uitkom, moet ek eers vers 2 kan doen.
Dit beteken ek moet my gemoed verander. En dis vandag die doel van hierdie boodskap, dat jy jou doel en jou gemoed sal verander aangaande die volmaakte en die aanneemlike wil van ons hemelse Vader. Ek hoop hierdie goed maak vir jou sin. Mense, as ek eers begin praat, maar dan hardloop ek weg. Ek sal heeldag met jou gesels en so terloops. Dit is Shabbat. Dis 'n voorreg vandag om 'n aandeel te hê om sy tabernakel te bou. En wanneer die Heilige van Israel, Jahwe die Almagtige, vir my en vir jou die volgende sê. Hy sê, julle moet aan my 'n offergawe bring. Uit elkeen se hart wat hom aandrywe, wat om te bring. Bou dan vir my 'n heiligdom, sodat ek in julle midde kan woon. Bring dit vir my. En doen dit, want ek wys jou die voorbeeld in die hemel. Bou dit vir my so op die aarde, sodat ek in julle midde kan woon. As hy vandag vir jou sê, maak jou slaapkamer gereed in jou huis, want ek wil inkom, dan gaan jy uiteraard nuwe gordyne aankoop, jy gaan die kamer uitverf, jy gaan 'n nuwe bed koop, jy gaan 'n nuwe duvet koop vir die bed, jy gaan kussingslope koop, die bestes, jy gaan alles doen wat perfek is. Met ander woorde, dis dan 'n voorreg om 'n aandeel te hê, om sy kamer te bou, want hy gaan in ons huis kom woon, hy woon in ons midde. So nou is dit vir my belangrik wat ek in my huis bespreek, en wat ek in my huis doen, en wat ek sê, en hoe ek optree. So dis 'n voorreg om 'n aandeel te hê, om sy tabernakel te bou. En hy gaan my hart toets, met watter gesindheid ek dit doen. Met ander woorde, die offers wat ek het, en dit wat hy my mee geseën het, kan ek oplig om te sê, hierdie is 'n offer aan u, dis 'n teruma, ek lig dit op, want ek het 'n ek wil hart, om 'n aandeel te hê, om saam met u te werk, om die tabernakel te bou. En dit neem die fokus weg van my, en dit plaas die fokus op hom. Met ander woorde, ek self kom uit die pad uit, ek kom uit die equation uit. Mense, dit is my belangrik, ons neem dan aan, hoe hy wil lewe in ons midde. En daarom sê die woord, hy sê, ek gee julle die spesifieke instruksies. Dit wat julle in die hemel gesien het, moet op hierdie aarde reflekteer. Presies die gebed wat meester Yeshua gebid het in Matteus hoofstuk 6, die Onse Vader gebed. Ons neem aan dan, hoe hy wil leef in ons midde. En deur te gee, met ander woorde, om 'n aandeel te hê om hierdie tabernakel te bou, deur te gee, neem ons deel in dit wat hy wil bereik in ons huis, in ons slaapkamer. En nou van toepassing op my en jou, nou deur te gee, neem ons deel in dit wat hy wil bereik in hierdie tabernakel. As jy vandag kan besef, ek praat met jou as 'n tabernakel waar die Heilige Gees huisves, en hier kom die opdrag, bring aan my die offergawes, bou vir my 'n heiligdom, sodat ek in julle midde kan woon. Dit wat julle in die hemel gesien het, moet op hierdie aarde reflekteer. Met ander woorde, Matteus 18 vers 18, ek gee aan julle die sleutels van die koninkryk van die hemel, en dit wat julle op hierdie aarde bind, sal ek in die hemel vir julle bind, en dit wat julle op hierdie aarde ontbind, sal ek in die hemel vir julle ontbonde laat. Met ander woorde, ons moet alles gee. Deur te gee, neem ons deel. Mense, jy neem deel in dit wat hy wil bereik in ons midde, in ons tabernakel. So mense, ek en jy moet dan by implikasie die instrumente wees in die tabernakel wat hom reflekteer, wat sy karakter reflekteer, wat sy wil laat uitleef in 'n donker wêreld. Ek en jy moet dus sout van die aarde wees en lig vir hierdie wêreld wees. Onthou julle net na Egipte, in Eksodus 25 vers 2, kom Jahwe die Almagtige en hy sê vir Moses, Moses, julle is nou klaar met Egipte, ek het julle deur die Skelfsee, ek het julle afgewas, die slawerny is weggewas, julle is my volk, julle is my bruid, ek het julle gebring na my berg toe met arensvlerke, nou gee ek julle my huwelikskontrak, hierdie is my ketuba, skryf dit op julle harte, dis nou op kliptafel, skryf dit op julle harte, wandel daarin en julle sal met goeie gevolg handel. En later van tyd was hy met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom voor hulle uit gewees, en hy verlang om by sy volk te wees, want hy het nou 'n bruid. Uit Egipte uit, toe sê hy vir hulle, ek wil vir julle 'n Elohim wees. Dit beteken, ek sal vir julle sorg. Julle skoene gaan nie wegsluit nie. Julle klere gaan hou.
julle sal gesond wees. Ek gaan julle deurdra. Hulle het nog nie geweet vir 40 jaar nie, maar vir 40 jaar gaan ek julle deurdra en ek gaan na julle kyk, want ek wil julle Elohim wees. Ek wil julle man wees. Ek sal vir julle provide, ek sal lead en ek sal protect. Met ander woorde, ek wil vir julle 'n Elohim wees. Maar die oomblik toe hulle in die beloofde land kom, toe sê hy die volgende. Hy sê, ek wil vir julle 'n Elohim wees, maar julle moet my volk wees. So nou het die volk ook 'n verantwoordelikheid en ons is nou daar. So in terme van hierdie Torah porsie moet jy vandag weet, die instrumente in die tabernakel, wat alles reflekteer, Yeshua Messia die gesalfde, ek en jy moet daarin wandel. En daai instrumente is vandag in hierdie tabernakel en ek en jy moet dit uitleef. So wat maak ek en jy? Wat bring ek en jy tafel toe? As hy vandag sê, gaan sê vir my volk, bou vir my 'n heiligdom hier binne. Hoe gaan jy dan praat? Hoe gaan jy reageer? Watse agendas beplan jy om dinge te doen of dinge te laat gebeur, dalk by wyse van manipulasie of met dubbel agendas en 'n onverdeelde hart? Hoe lyk ons lewens dan? Nou sê die woord in Eksodus 25 vers 2. En Jahwe die Almagtige sê vir Moses, hy sê Moses, ek wil nou by julle kom woon. Julle is my bruid. Ek is die bruidegom. Ek het julle deurgebring uit Egipte, ek het julle verlos. Nou weet julle wat julle moet doen. Julle het my ketubah, julle die huweliksooreenkoms, en nou wil ek in julle midde woon. Met ander woorde, I want to tabernacle with my bride. En nou sê hy die volgende, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring, van elkeen, wie se hart hom aandrywe, man dis mooi daai, wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring. Nou net gou vir 'n oomblik. Ek gaan dit nou maar sê, in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs hoofstuk 3 en 1 Korintiërs hoofstuk 6, wat deel is van hierdie Torah porsie, die afgelope week se studiemateriaal, praat die woord, hy sê, weet julle nie, dat julle is die tempel van die Heilige Gees. Nou 'n tempel is iets wat in die grond gebou is met 'n fondasie. Daai tempel is onbeweegbaar. Dis hoekom ek altyd sê, ek is die tabernakel van die Heilige Gees, want ek staan op in die môre, ek trek aan, ek klim in my voertuig, ek gaan werk toe, en terwyl ek werk toe gaan, is ek 'n lopende, bewegende tabernakel. En waar ek kom, moet ek seker maak, ek is bewus van die instrumente in my tabernakel, want dit is sy heiligdom, hy woon in my midde, om dan daardie dag, ten spyte van omstandighede, ten spyte van wat teen jou kom, om dit te gaan uitleef, sodat sy naam, sy koninkryk, sy tabernakel verheerlik sal word. Elohim kon eintlik, as jy nou mooi daaraan dink, hy wys sy Moses hierdie tabernakel in die hemel. Hy kon eintlik dat hierdie tabernakel neergedaal het op hierdie aarde. Dit is binne sy magte. Dit is binne sy raamwerk. Hy kan dit doen met 'n woord. Ek bedoel, hy het die hemel en die aarde geskep in die volheid daarvan met sy woord. So hy kon eintlik hierdie tabernakel uit die hemel uit laat neerdaal het, of hy kon gesê, tabernakel met al die instrumente, kom in existence. En daar staan dit. Hy kon dit ook gedoen het. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy wou gehad het dat sy bruid moet weet, wie is hulle en wie is hy wat in hulle midde kom woon. Deur vrywilliglik aan hom te bring, beteken hy wil hand en hand saamwerk in hierdie huwelik, om hom te eer, te respekteer en om hom te vrees, sodat sy wil en sy karakter deur ons kan vloei om ons 'n ander nasie te maak as die res van die mense op hierdie wêreld. Ek hoop dit maak vir jou sin. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om dit saam met hom te kan bou. So mense, die woordjie teruma beteken 'n opgeligte offer. Iets wat opgehef word, iets wat op sy gesit word vir ons hemelse Vader, want hy het die opdrag gegee, ek wil in julle midde woon. Mense, die woord teruma is eintlik so pragtig. Dit beteken 'n opgeligte offer. En dis wat ek en jy moet wees, nê? Ons is hierdie opgeligte offer, 'n welgevalle offer vir hom, en hy vind ons aanneemlik omdat ons gee met 'n suiwere hart, met 'n opregte hart, met ander woorde iets wat op sy gesit is vir Elohim. En dis wat teruma beteken.
En mense, dis 'n beginsel wat vir Vader belangrik is. Met ander woorde, hy wil nie iemand hê wat huiwerig gee nie. Hy wil iemand hê wat 'n gewillige hart het om te sê, Abba, dankie. Dankie vir dit wat U in my lewe doen. Dankie vir die seëninge wat ek beleef en ervaar. Dankie vir my energievlakke. Dankie vir my genesing. Dankie vir my gesondheid. Omdat ek kan werk, is genade uit U hand uit. En omdat ek brood op die tafel kan sit, sit ek iets op sy wat ek wil oplig as 'n teruma offer aan U. Dis op sy gesit, dis afgesonderd vir U. Die tabernakel, mense, is nie gebou deur verpligte belastingfondse nie. Die tabernakel is gebou uit liefde uit, sodat ons harte aangedrewe kon wees om te bring dit wat vir hom aanneemlik is. Net so, ons gedagtes in hierdie tabernakel, ons woorde, ons denkpatrone, ons besluite, ons reaksies, ons agendas, ons geite, elke aspek van ons lewens, mense, word aan hom opgedra, want ek en jy is die tabernakel. En die skaduwee vandag is, Elohim begeer nie 'n tabernakel met 'n geforseerde verhouding nie. Hy hou nie van godsdiens nie. Hy hou van 'n verhouding. Hy hou van 'n ek wil hart. So die skaduwee wat ek vandag vir jou wil tuisbring in hierdie Torah porsie, mense, is dat ek en jy vrywilliglik na hom toe kan kom. Dat ons onsself sal gee as 'n opgeligte offer, as 'n teruma, want ons is vandag sy tabernakel en die instrumente in hierdie tabernakel moet hom eer en dit moet hom verheerlik. Met ander woorde, hy begeer nie 'n geforseerde godsdiens nie. Hy begeer 'n getransformeerde hart. Want hy wil in ons kom woon. Hy sê, bou vir my 'n heiligdom in julle midde, sodat ek in julle midde kan kom woon. Prys sy wonderlike naam. En mense, die opdrag word gegee om die tabernakel te bou. Bou vir my 'n tabernakel. Ek wil in julle teenwoordigheid wees. Ek wil in julle midde wees. I want to tabernacle with my people. En die rede dat hy die tabernakel gebou het, mense, hy het orde kom skep uit chaos uit. Die tabernakel bring restaurasie. Die tabernakel is die openbaarmaking van die reddingsplan wat ons hemelse Vader vir ons het in Meester Yeshua die Gesalfde. Terloops, die tabernakel gee ook vir jou die prentjie van rus. Dis ook die openbaarmaking van Shabbat. Nou mense, neem gou kennis van die volgende. Vat gou jou pen en skryf gou neer. Kadosh. Kadosh beteken heiligheid of heiligmaking. Kadosh beteken heilig. Nou die waarde, die numeriese waarde van die woordjie Kadosh is 410. Die woordjie tempel, Mishkan, sy numeriese waarde is ook 410. Salomo se tempel wat hy gebou het vir 410 jaar gestaan. Die woordjie cleanse of skoonmaak, want ek het in die begin gepraat oor die waterbad van die woord. Die woordjie cleanse in Engels, as jy hom in Hebreëus vertaal, sy numeriese waarde is 410. So cleanse beteken eintlik in die breër verduideliking van die Hebreëse taal beteken dit eintlik shama. Shama beteken om te luister na die woord en dit te doen. En dit is 410. Kan jy sien, alles werk op 410. Met ander woorde, een gees, een Elohim. Wat sê die woord met die Shema? Hy sê, Heer, o Israel, o Elohim. Hy is die enigste ware Elohim. Kom ons luister na hom. Kom ons doen wat hom waag. Ek het iets geskryf wat ek gou vir jou wil lees, maar ek wil dit stadig lees, dat jy dit kan inneem en dalk kan jy dit ook skryf. Hierdie is baie belangrik, want wat ek nou met jou gaan deel, gaan identiteit en posisie wees in jou lewe vandag. Hoor gou die woord. Ons liggaam is die tempel van Ruach, sy heilige teenwoordigheid. Mense, ons hoor nie net die woord nie, ons doen die woord. Die woord was ons skoon. Die woord bring heiligheid. Ons word heilig gemaak deur die woord van Yeshua Messia die Gesalfde. In hom, in sy liggaam, leer ons dat hy is die Torah wat vlees geword het. En die woord het onder ons kom woon. Hy het die duisternis verdryf, want hy is die ewige lig wat gekom het na hierdie aarde. Waar woon daai lig? Daai lig
woon in ons tabernakels. En dis die doel van die tabernakel, en dis die opdrag wat Elohim gegee het aan Moses om te sê, bou vir my 'n heiligdom, sodat ek in julle midde kan woon. Elohim se uiteindelike begeerte was om in te woon in ons, en dit het aanvanklik begin by 'n tent van samekoms. Die Hebreëse woord Mishkan, wat natuurlik tabernakel verteenwoordig, kom van die wortelwoord shakan. Nou, shakan, nou hoor gou mooi, shakan beteken om in te woon. Nou, shakan is ook die wortelwoord van die Shekinah glory, met ander woorde sy gemanifesteerde heerlikheid of sy teenwoordigheid in ons midde. Soos jy vandag snap dat ek en jy is sy heiligdom en hy wil in ons woon. Ons is met ander woorde die tabernakel, ons is die Mishkan, en die Mishkan se wortelwoord is shakan, wat beteken om in te woon. Dan woon sy Shekhinah, baie mense sê Shekhinah, glory light in ons. Wie is dit? Dis niks anders as die Ruach HaKodesh, sy Heilige Gees nie. Daarom exalt ons hom soos 'n offer teruma, want hy is in ons midde. En hierdie boodskap is al van Genesis tot die boek van Openbaring. Dit gaan oor 'n huwelik. Hy's die bruidegom en ons is die bruid. As julle in my woon, sal ek in julle woon. Johannes hoofstuk 15. Abide in me and I will abide in you. Dis die boodskap van die begin af, 'n huwelik, man en vrou wat in 'n eenheid word. En daai eenheid kan nie gebreek word nie, tensy ons daai eenheid breek. Met ander woorde, Elohim wil onder sy mense kom leef. Bou vir my 'n heiligdom, sodat ek in julle midde kan woon. Mense, maak gou jou woord oop by Eksodus 25. Ek gaan vers 3 tot en met vers 7 lees. Maak gou jou woord oop, ek wil gou saam met jou lees. Hierdie wat ek nou met jou deel is baie belangrik. Vers 3. En dit is die offergawe wat julle van julle kant moet bring. Hoor mooi, en hy begin deur goud, silwer en koper. En pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar. En rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiëhout. Olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Daai hoeveelheid instruksies en items wat genoem word in Eksodus 25, wat ek nou sopas vir jou gelees het, is presies 13. Nou 13 beteken Egat. So wanneer jy gaan kyk na die gebedsdoek of 'n talit, sal jy sien dat in die hoekie van die talit, ek kry gou my talit. So in die hoekie van my talit is daar 5 knopies, 1, 2, 3, 4, 5 knopies. En dan het hy 8, kom ons sê stingeltjies. So 8 plus 5 gee vir my 13. Hoeveel items in Eksodus 25 om die tabernakel te bou, om die heiligdom te bou? 13. Wat beteken? Egat. Heer o Israel, our Elohim is the only true Elohim. So 5 beteken genade en 8 beteken 'n nuwe seisoen. En wanneer ek dit aangryp, soos wat die vrou uit 'n bloedvloeiing gelei het, en sy gryp dit aan, dan weet sy, daar kom genade op haar lewe, en sy ervaar 'n nuwe seisoen, en nou is sy volmaak genees. Interessant, 13 items. Mense, ek hoop julle kan sien hoe belangrik dit is om die hele woord te lees. En hoe belangrik dat ons die eerste 5 boeke sal verstaan. Want as jy dit verstaan, en jy lees verder deur die profete en deur die geskrifte en deur die evangelies en tot by die boek Openbaring, dan maak die woord vir jou net eenvoudig op 'n ander manier sin. Kan jy sien hoe belangrik dit is? Ek bedoel, net in die tabernakel in Eksodus 25 met Torah porsie 19, teruma, waar ons hom oplig om te sê, aan U 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer, want ek en jy is daardie tabernakel. So 13 items
om die tabernakel te bou. Ek praat nie van die instrumente nie, ek praat nie van die brandofferaltaar en die koperwaskom en die tafel van toonbrode en die verbonds. Ek praat nie van dit nie, ek praat van dit wat gebring moet word om die tabernakel te bou. En hy begin met goud, silwer en koper. Maar kom ons hanteer gou goud. Goud is die aanduiding van perfektheid. Dis ook die aanduiding van heiligheid en geregtigheid. En goud is baie prominent in die allerheiligste, met ander woorde, by die gedeelte van die verbondsark. Goud dui ook op sy Ruach HaKodesh. En dan sê die woord, kom koop by my goud. Nou, wat goud doen, dit kom vorm karakter. En dat ons karakters in lyn sal kom met hom. Silwer is die gebruik gewees in daai tyd in terme van die tabernakel om die struktuur vas te hou, sodat die tabernakel regop gehou kan word wanneer daar winde kom of weerstoestande, dat die tabernakel deur die silwer opreg en stewig en vas in mekaar gehou kan word. En dit is die heenwyse na die skelet van die mens, om alles in mekaar vas te hou, en hy onderhou sy tabernakel, en dis die verwysing na die liggaam van Yeshua Messia die gesalfde, want ons is deel van sy liggaam. Efesiërs 5 vers 30, hy sê, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. En mense, dit is identiteit en disposisie in die tabernakel. So as jy die tabernakel verstaan, dan verstaan jy die liggaam van Yeshua Messia die gesalfde, en uiteraard ook die gemeenskap van heiliges. Die brons of die koper is die aanduiding van die voorhof. Met ander woorde, dit wat ons uitstraal van binne af buitekant toe. So wat sê die skrif? Die skrif sê, maak die beker aan die binnekant skoon. Wat sê Yeshua vir die fariseërs? Hy sê, maak die beker aan die binnekant skoon, sodat die buitekant outomaties skoon kan kom. En hy terugverwys na die bou van die tabernakel. En hy verwys hier na die koper of na die brons, want aan die buitekant is daar vuur wat brand en dit word gelouter. En dan die woord by die koperwaskom, dis die waterbad van sy woord. En ek en jy moet in lyn kom, soos wat sy karakter is, en dan gaan dit jou in Engels sê, met selfless love. Met ander woorde, dit gaan alles oor hom. Ek kan nie in die pad staan nie. Ek moet uitkom. En mense, baie interessant in hierdie Torah porsie, in Eksodus 25 vanaf vers 10, nou my opskrif in die 33-53 vertaling is dan die ark. En neem kennis, hy begin hierso met die brandofferaltaar in die voorhof, of die koperwaskom, of die tafel van toonbrode, of die menorah nie. Hy begin nie met dit nie. Hy begin met hierdie instruksie om te sê, bou eers my ark, bou my versoendeksel, die gerubs, wat na mekaar toe kyk op hierdie ark. Begin daar, met ander woorde, begin by dit, wat eers te kom. En dis my ruach. Dis my teenwoordigheid. Ons kan later gesels oor die brandofferaltaar, maar in hierdie spesifieke instruksie in Eksodus 25 begin hy met die ark, die verbondsark. Met ander woorde, mense, hy begin eintlik met sy teenwoordigheid. Wow! As ek en jy elke dag van ons lewens net kan begin by die verbondsark, met ander woorde, sy teenwoordigheid. Wat sê die tabernakel eintlik vir ons? Die voorhof, die heilige gedeelte en die allerheiligste. Dis die weg en die waarheid en die lewe. So wanneer ek die weg verstaan, sal ek in die waarheid wandel, die waarheid van sy ruach, wat die menorah symboliseer, nee, sodat ek uiteindelik by die lewe kan uitkom. So in sy teenwoordigheid is lewe. So waar begin ons hierdie tabernakel te bou? Met lewe. So hoekom lewe ek? Want ek is in sy teenwoordigheid. Dis hoekom die manna nie verrot het in die verbondsark nie. Dit was daar vir 'n jaar gewees. En daai manna het vars gebly vir 'n jaar. Die ander manne wat jy opgetel het ooreenkomstig Eksodus 16, het gevrot die aand. As jy meer opgetel het, het dit gevrot. Daai het nie. En hy begin hierdie tabernakel te bou met sy teenwoordigheid, sy alomteenwoordigheid. Dis 'n plek van perfektheid, dis 'n plek van suiwerheid, en dis waar ek en jy elke dag moet begin. Kan jy sien hoe belangrik is hierdie Torah porsies?
Mense, ons loop om die berg elke jaar en ons sien van weerskante, amper soos wat die engele in die hemel, wat 24 uur, 365 dae van die jaar buig hulle en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. So loop ons elke jaar, vir jaar, loop ons om die berg en ons sien sy grootheid en die geopenbaarmaking van sy woord. Halleluja! En hy begin hier met die verbondsark en hy sê, julle kan nie gaan as julle nie met my begin nie, met my teenwoordigheid, 'n plek van perfektheid, 'n plek van suiwerheid. Hoor mooi, suiwer aan die binnekant. Suiwer aan die binnekant. Want dis waar my hart lê, dis waar my karakter lê, in die verbondsark. Wat is in die verbondsark? Die 2 kliptafels. Met ander woorde, sy karakter, dis sy eienskappe. Die gebooie is in die ark, omring deur goud. In die ark omring deur perfektheid en heiligheid en geregtigheid. En dis presies waarin ek en jy moet wandel. Sodat binne in die ark en buite die ark presies dieselfde kan wees. Maak die beker aan die binnekant skoon, sodat die buitekant outomaties self kan skoonkom. Wat sê hy vir die fariseërs? Hy sê, julle lyk mooi van buite af. Julle sit in die voorste plekke in die sinagoges. Almal kyk na julle klere drag. Wow, dit's mooi. Maar binne, doodsbene. Binne, donker, duisternis. Mense, ek en jy is die tabernakel van Heilige Gees. Ons het die woord, ons het die teenwoordigheid van Heilige Gees in ons tabernakels, en ons het mekaar. Ons is biddende mense, ons is studentvolgers, met ander woorde, alles tel in ons guns. Dit beteken eintlik dat ek en jy 'n getuienis is. So wat is 'n getuienis? Dis iemand wat jy in die hof kan gebruik, wat 'n waardige getuie is, wat beleef, sien en ervaar het. Nou hoor gou wat sê die woord in Eksodus 25 vers 16 in hierdie gedeelte van die Torah porsie 19. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek jou sal gee. Hy praat nie met Moses, nee. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek jou sal gee. Kom ons bespreek gou die getuienis, want ek en jy is die getuienis. Nou kom ons dink gou, wie is die ander getuienis en waar kom die woordjie getuienis vandaan? En nou gaan ek jou deurvat van Eksodus af na Openbaring toe. Die boek Openbaring hoofstuk 12 en Openbaring hoofstuk 14. Met ander woorde, ek praat nou met jou oor eindtyd, eskatologie. En dit kom uit hierdie geleesde gedeelte van hierdie Torah porsie. So nou sê Eksodus 25 vers 16, daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek jou sal gee. Met ander woorde, die gebooie wat in die verbondsark is die uitbeelding van Elohim se karakter. So die gebooie is binne in die ark. En daardie karakter wat binne in die ark is 100% liggaamlik in Yeshua, Messia, die gesalfde. Want die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die lewende Torah het in ons midde gewandel. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. He wants to tabernacle with his people. So hierdie woord is eintlik Yeshua, Messia, die gesalfde. Want deur hierdie woord het alles ontstaan. So waar woon hierdie woord vandag? Wie is hierdie woord? Dis Yeshua. Hierdie woord het liggaamlik geword. So daai karaktereienskappe van Elohim, die 10 gebooie, het 'n realiteit geword in die liggaam, 100% liggaamlik in Yeshua. Dis die getuienis. Dis die karakter in Elohim, liggaamlik in Yeshua, Messia, die gesalfde. En die Torah het lewendig geword en het onder ons kom woon. Bou vir my 'n heiligdom, sodat ek in julle midde kan woon. Waar moet hierdie woord wees? Hier binne. Dis waar hierdie woord moet wees. Hierdie woord moet gestalte kry in hierdie tabernakel. Hy is die getuienis. Wat sê meester Yeshua vir ons in Johannes 14 vers 15? Hy sê, as julle my lief het, bewaar my
gebooie. Waar woon hy? In ons. Wat doen ek? Ek teruma. Ek lig hom op, want ek bring 'n offer aan hom, sodat ek aan hom, sy tabernakel, inwonend hier, want sy woord woon hier binne, 'n heilige, aanneemlike, welgevalle offer sal wees. Openbaring 12 vers 17, hoor baie mooi. En die draak was vertorend op die vrou. Wie is die vrou? Dis die afgesonderde bruid. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar, die afgesonderde, die remnant, die oorblyfsel, die heiliges, en haar ander nakomelinge wat doen? Wat die gebooie van Elohim bewaar, met ander woorde, wat sy gebooie bewaar in die ark, en die getuienis van Yeshua Messia, die gesalfde. Nou sê die woord vir ons in Exodus 25, daarna moet jy in die ark die getuienis sit, wat ek aan jou sal gee. Hoor nou hier, Openbaring 12:17. Die dier of die draak veg teen die nakomelinge van die vrou, wat die gebooie van Elohim bewaar, en, twee aspekte, en die getuienis van Yeshua Messia, die gesalfde, met ander woorde, ons geloof in hom. As jy vandag vir my sê dat jy is lief vir meester Yeshua, en jy doen nie wat hy van jou verwag nie, en jy bewaar nie sy gebooie nie, met ander woorde, jy bewaar nie sy getuienis nie, dan is jy 'n leienaar en die waarheid is nie in jou nie. Dis wat die woord my leer. Openbaring 14 vers 12. En hier kom die leidsaamheid van wie te pas? Die heiliges. Wat doen die heiliges? Hulle bewaar, hulle is gehoorsaam aan die gebooie wat in hierdie ark moet wees. Aan die woorde, ek moet 'n refleksie wees van sy gebooie en die getuienis. Kom ons lees nou weer. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van Elohim en die geloof, met ander woorde, en die getuienis in Yeshua Messia, die gesalfde, bewaar. Psalm 77 vers 14. O Elohim, u weg is in heiligheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. So wie is die getuienis wat ons moet bewaar? Ons geloof in meester Yeshua. As ons hom lief het, bewaar sy gebooie. As jy sê jy het hom lief en jy bewaar nie sy gebooie nie, is jy 'n leienaar en die waarheid is nie in jou nie. En wie is die vader van die leuns? Dis die duiwel. Wie is dan ons vader? Die duiwel. Mense, die 10 gebooie is in die verbondsark. Die getuienis van Elohim, dit is wie hy is. Met ander woorde, sy karakter. Die manna in die verbondsark is die geestelike voedsel uit die hemel uit. Die staf van Aaron is die goddelike regering wat my en jou vandag regeer. Vanuit die verbondsark, vanuit perfeksie, vanuit suiwerheid, vanuit gehoorsaamheid, om te shama, om te luister en te doen wat sy woord vir ons sê, om gehoorsaam te wees aan sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge. Mense, ek hoop die goed maak vir jou sin. Mense, hoor nou vandag die woord van 1 Timoteus, hoofstuk 6, vers 14 tot 16. Maar nou moet jy by my bly asseblief. Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van Messia Yeshua die gesalfde. Wat sê Matteus 24? En wanneer julle volhard tot die einde in wat? In geregtigheid sal julle gered word. Wat sê 1 Timoteus 6 vers 14? Dat julle die gebod onbevlek, met ander woorde, Shabbat, het nie gesterf saam met meester Yeshua aan die graf nie. Die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van Messia Yeshua die gesalfde. Met ander woorde, ons leef as 'n ware getuienis met geloof in Yeshua om Vader te verheerlik wat gees is. As ons hom in die vlees wil dien, dop ons die toets. Ons kan hom net behaag in die gees. Vers 15. Wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van alle konings en die meesters van die meesters. So wie is hy? Dis wie hy is. Dit beteken, hy is aanbiddingswaardig. Vers 16. Wat alleen onsterflikheid besit
en in ontoeganklike lig bewoon. Met ander woorde, die voorhangsel het geskeur, sodat ons kan deurstap, wat geen mens gesien of kan sien nie, aan wie toekom die eer en die ewige krag tot aan alle ewigheid. En my gees roep uit, halleluja. Mense, hoor wat sê vers 16, lees so mooi. Wat alleen onsterflikheid besit. Wie is dit? Wie is dit? Dis die koning van alle konings. Dis Yeshua Messia die gesalfde. En 'n ontoeganklike lig bewoon. Met ander woorde, min was toegelaat in die allerheiligste. Dis 'n ontoeganklike lig. Moses het dit beleef en ervaar, en uiteraard die hoëpriester. Nou, vanweer die volmaakte werk op Golgotha, het daai voorhangsel geskeur, sodat ons toegang kan hê tot hierdie toeganklike lig, deur genade. Ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van Elohim. Maar, halleluja, deur sy genade, deur die volmaakte werk, kan ons na hom toe kom, en ons het toegang tot hierdie ontoeganklike lig, wat geen mens gesien of kan sien nie, wat ons nou kan beleef en ervaar in hierdie tabernakel. Kan jy sien wat is jou posisie? So bo op hierdie aard was die versoendeksel. Met ander woorde, die mercy seat, en waar die gerubs na mekaar toe gekyk het. Nou dink gemooi daaraan. Onthou jy toe meester Yeshua na die 3de dag opgestaan het uit die dood uit eerste vrug, first fruit, halleluja, met die opwekking van die ruach, die kragwerking van sy Heilige Gees. Toe stap die disippels so half by die graf verby, en toe hulle inkyk, toe sien hulle daar's 'n engel, 2 engele, een by die voetenend, een by die koppenend, en hulle kyk vir mekaar. Dit was die simbool van die gerubs op die versoendeksel in die allerheiligste op die verbondsark. Mense, dis die plek waar versoening plaasgevind is. Dis die plek waar die bloed besprinkel was. En ek dank hom vandag vir die voorhangsel wat geskeur het, sodat ek en jy vandag toegang kan hê tot die allerheiligste. Dis die troon van Elohim. Nee 'n troon van oordeel nie, maar 'n troon van barmhartigheid. My kind, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir julle Shabbat kom gee. Kom in my teenwoordigheid. Bring die bloed wat gestort is vir jou. Bring die bloed saam op die mercy seat. Nee, ek gaan nie oordeel nie. Daar kom 'n tyd en 'n plek wanneer dit wel gaan plaasvind. Maar nou, terwyl jy nog 'n kans het jy kans om in te stap in my teenwoordigheid, om my barmhartigheid te geniet vanweë die bloed van die lam. Die ontoeganklike lig is nou vir jou toeganklik. Laat sy lieflike naam geheilig word. Prys sy wonderlike naam. So met ander woorde, mense, die wet, die gebooie, was binne in die ark. Maar bo op die ark, die bloed. Die bloed wat beskerm. En die profetiese prentjie wat ek en jy daai kan leer vandag, met hierdie Torah porsie, is genade oorwin oordeel. So as ons kan inbeweeg in sy genade, en ons kan terugkeer om te Shama, terugkeer na hom toe, terugkeer na sy weë, want hy het 'n heiligdom hier binnekant ons, en ons doen dit wat hom welbehaaglik is. Mense, dan kom genade, en daai genade oorwin oordeel, en dis 'n direkte verwysing van Messia Yeshua die gesalfde, wat na hierdie aarde gekom het, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. Mense, in hierdie geleesde gedeelte van Exodus 25, die verbondsark, die tafel van toonbrode, die goue kandelaar, die wierookofferaltaar, die tent, so kan ek aangaan, as ons elke ding vandag vir jou in detail gaan uitpak. Mense, kan ons vir 2 dae lank praat oor hierdie gedeelte. Wat ek vandag by jou wil tuisbring is dat jy moet besef, wie is jy? Jy kan nie meer maak en doen wat jy wil nie. Jy moet vandag besef, jy is daai heiligdom wat Vader gesê het, bring vir my die offergawe, dat julle aangedryf sal word uit julle hart uit, kom lig dit op voor my aangesig, en kom bou my heiligdom, want ek wil in julle midde woon. En dit bring my by die tafel van toonbrode, wat symboliseer die 12 stamme van Israel. En dit verteenwoordig die gemeenskap van die heiliges. En dit symboliseer sy voorsienende hand. Aan die woorde, ek voorsien aan jou na die rykdomme van my heerlikheid. En hierdie 12 brode was gebak gewees sonder suurdeeg. Met ander woorde, haal die sonde uit. Wie se verantwoordelikheid is dit? Dis myne en joune.
En dis hoekom unleavened bread, die fees van ongesuurde brode, so belangrik is. Vir 7 dae moet ek die gemors uit my lewe kom uithaal, die suurdeeg wat my puffed up maak, die suurdeeg wat 'n skeiding bring, wat ek sopas met jou gedeel het vanoggend, die skeiding is weg. Ons het toegang tot die ontoeganklike lig, en dis genade. So haal die suurdeeg uit. Mense, ons kan nie langer speel nie. Jy is die heiligdom wat gemaak is, nie met die toedoen van mensehande nie. Nee, ek en jy is die tabernakel wat hom verheerlik. Hierdie is sy heiligdom. Dis jou posisie. Moenie toelaat om met hierdie wêreld vermeng te word nie. Johannes 6 vers 35. En Yeshua, Messias, sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel uit neergedaal het. As iemand hierdie brood eet my vlees, eet my woord, sal hy lewe tot in ewigheid. Halleluja, dis my gebed vir jou. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe vir hierdie wêreld sal gee. Ek kom gee myself as die lewende Torah, as die lewende woord, die manna uit die hemel uit. Dis die tafel van toonbrode. So kan ek elke instrument hanteer. Die menorah, mense, ek het nou so baie gepraat oor die menorah, maar net kortliks. Die menorah verteenwoordig goddelike lig. Die eienskappe van die Heilige Gees, opgeteken in Jesaja 11 vers 2. Die menorah is die simbool van die boom van die lewe, mense. Jou lig moet brand. Dit verteenwoordig die 7 afsprake wat ons hemelse Vader met ons het. Dit geef my wysheid, insig, raad, krag, verstand. Gees van die lewende God het op my neergedaal en ek vrees hom, want hy's heilig, hy's alomteenwoordig en dis die erfenis waarin ek en jy wandel. Want Yeshua is die brood van die lewe. Meester Yeshua is die lig van hierdie wêreld. Hy is die tafel van toonbrode. Hy is die menorah. Wat moet in ons wees? Die brood van die ewige lewe, die ewige lig. En die olie is die verwysing na die Torah. Dis die verwysing na heiligmaking, dis die olie. En daai vlam moet brand. Ek het hier 'n liggie. Ek het nou nie olie of 'n pit in nie, maar ek het hier 'n liggie, ek hoop julle kan hom sien. Dis hoe hy lyk. Dis maar nog meer hoe hy lyk. Nou, gestel hy is nou op die menorah, dan is die pit wat jy nou aansteek, wat nou in die olie lê, nê? Nou daai pit in daai tyd was gemaak gewees deur die priesterlike kleed wat nou al oud geword het en hy het vuil geword en hy het vlekke opgehad, want hulle daai priesterlike kleed het hulle dan gesny en dit dan in die menorah gebruik wat nou in die olie gehang het en dan het hulle hom aangesteek. So dis die priesterlike kleed wat opgesny is. Met ander woorde, dis die profetiese betekenis hoe ek en jy moet brand, want ek en jy is 'n koninklike priesterdom. Ons is 'n eiendom, ons is 'n volk vir hom. 1 Petrus 2 vers 9. Mense, kan jy sien hoe die goed by mekaar kom? Kan jy sien wat ek en jy moet wees in 2026? En dan die wierookofferaltaar, as ek en jy snap die tafel van toonbrode en die menorah, en as ons snap, ons lewe begin by die allerheiligste, by 'n plek van suiwerheid en perfektheid, elke môre van ons lewens, en ons stap deur die waarheid van sy ruach, die waarheid van sy vlam, van sy menorah, die waarheid van sy voorsienende hand. En ons kom by die wierookofferaltaar, dis waar ons hom aangryp om te sê, Abba, ek roep U aan op hierdie môre. Ek roep U aan, ek het U nodig, U is die bron van my lewe. My afhanklikheid is by U en by U alleen. En dis die gebed van die heiliges. En ek en jy wat heiliges word gevoed deur die brood van die lewe. Ons word gevoed deur die lig van hierdie wêreld. Want die woord sê, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord uit die mond van Elohim. 'n gebed wat ons dan oprig, mense, is 'n gebed wat soos 'n welriekende offer sal wees voor sy neusgate. Maar voor ons daarby kom, moet ek en jy eers gevoed word met sy brood. Die tafel van toonbrode, moet ek en jy eers weet, daar moet lig in ons wees. Help nie ek kom na hom toe met 'n vreemde vuur en met duisternis nie. Dan help dit niks.
Ek moet vandag erkenning vat van my posisie. Ek moet verantwoordelikheid neem oor my verantwoordelikhede om my hierdie tempel en hierdie tabernakel skoon te kry. Dis my verantwoordelikheid. En ek het my offergawe op sy gesit vir hom en te Roma om sy heiligdom te bou hier binne in my. Geen vreemde viere, geen skynheiligheid nie. Ek kom by 'n plek van perfektheid en suiwerheid by die ark, waar binnekant is sy wet, sy gebooie, sy getuienis, en dis omhul met suiwer goud, met ander woorde met geregtigheid en heiligheid, wat ek moet uitstraal. Help nie, ek is binnekant vol doodsbene, maar buitekant maak ek die regte klanke, en ek sê die regte goed, en ek worship, en ek prys soos almal rondom my, en ek is besig om almal te flous, en ek is besig om vir myself te lieg. Moenie voorgee nie. 1 Konings 6 vers 9. Hier bou Salomo die tempel. En ons lees dat Salomo die tempel voltooi het met balke en planke en sederhout. En die tabernakel was draagbaar gewees. En die tempel was permanent. Ek en jy moet vandag besef, ons is lewendig. Ons loop, ons is van plek na plek. En waar jy kom, moet jy geur agterlaat. En waar jy kom, moet jy 'n lig agterlaat. Weet wat is my interessant? Is dat die volk kom uit Egipte uit, né? En Vader is met hulle, en hy beskerm hulle, en hy voorsien aan hulle, en hulle kom by hom by Berg Sinai, en hy gee vir hulle sy ketubah, die huweliksooreenkoms, en hulle is sy volk, met ander woorde, hulle is sy bruid, hy is die bruidegom, en dis hoekom die bruidegom ons gaan kom haal. En hy beweeg van tabernakel, van tent, wat Moses gebou het, na tempel wat Salomo gebou het, na Messia, Yeshua die gesalfde, wat die lewende Torah op hierdie wêreld kom tentoonstel het. Hy is die lewende lopende tabernakel, en na die uitstort van die Heilige Gees, is dit in ons. So ek en jy is hierdie spreekwoordelike tabernakel, wat Moses gebou het. Met ander woorde, Elohim, die Heilige van Israel, Yahweh die Almagtige, kom woon in 'n tent, en daarna kom woon hy in 'n gebou, toe in 'n persoon, die gesalfde, om vir ons te wys hoe ons moet funksioneer, om hom te reflekteer op hierdie aarde, en toe deur sy ruach, 'n ontmoetingsplek in ons, so ek en jy is eintlik die plek van samekoms. En die verbondsopenbaring kom vandag na my en jou toe, wie ek en jy is. So ek en jy kan nie meer leef soos wat ons geleef het nie. Ek en jy set apart. Ek en jy is afgesonderd. Jy kan nie, ek kry die oproepe. Ek wil dit nou mooi deurkom. Ek kry die oproepe. Jy kan nie op 'n Shabbat wil gaan drank gebruik, wanneer jy besig is met die heilige dinge van Elohim nie. Jy kan nie. Jy kan nie vloek en skel en dink dis okay, ek sal weer met Shabbat regmaak nie. Jy kan nie. Want hoor wat sê 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy sê, weet julle nie? Nee, ons weet nie. Weet julle nie dat julle 'n tempel van Elohim is, en die gees van Elohim in julle woon nie? Nee, ons weet dit nie. Want as ons dit geweet het, dan sou ons anders opgetree het. As ons dit geweet het, frik, het ek lank 'n ander besluite geneem. Ek het dit geweet, maar weet jy ken mos jy lewe, nê? Jy raak so involved, jy raak so betrokke. En dan vergeet jy naderhand wie is jy. Want die lewe kom klap, jy gee vir jou dwarsklap hier, en hy gee vir jou ding daar, en dan het ek en jy 'n airlock, en dan is ons weer terug na normaal toe. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie? Nee, ons weet nie. 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Ek kan my nie gaan inkleer nie. By wie het jy toestemming gekry om dit te doen? Ek kan my nie gaan vul met alkohol, of met last, of met pornografie, of met wat te goed ook al, in terme van waarna ek luister, en wat ek hoor nie. Ek kan nie, want ek behoort nie aan myself nie.
Ek wil jy moet vandag hierdie asemrowende kopskuif maak. Dat jy moet vandag weet, jy is die heiligdom van Elohim en dat hy inwonend in jou kom woon. Die tabernakel was ekstern gewees. Maar nou vandag, terwyl ek met jou praat, is hierdie tabernakel intern. Johannes 15. Bly in my en ek in jou. Die goud, die hout, die gordyne opgeteken in Exodus 25, is nou in ons en dit verteenwoordig sy karakter, sy tabernakel. Mense, die tabernakel is gebou met gewillige offers. Met ander woorde met teruba. Offers wat ek opgelig het, aan ander woorde, ek het gesê, ek bring hierdie na die tabernakel toe, dis op sy gesit vir Elohim. Met ander woorde, dit is 'n hartsaak. Net so vandag is ek en jy die tabernakel, ons huisves, sy Ruach, sy Heilige Gees. En wanneer ons dit vandag besef, sal sy lig, daai ontoeganklike lig, sal nou op ons kom wees vandag, wat aandui sy teenwoordigheid op my en op jou lewe. Kan jy sien? Kan jy sien? Jou lewe is nie doelloos nie. Kan jy sien wat 'n belangrike inspraak jy het in die geestelike riem, dat jy vandag sal besef, jy is die tabernakel. Halleluja. Mense soos ek en jy vandag gesels, is die tabernakel eintlik profeties, 'n verwysing na Messia Yeshua wat in ons woon. En die akasiehout wat die instrumente mee gebou was, is alles oorlê met suiwer goud, wat aandui menslikheid en goddelike vereniging, met ander woorde, ons het een geword. En dis presies die tabernakel. Ek wil gou iets vir jou wys. Hierso is my menorah. Nou kyk ge in die tabernakel, in al die instrumente van die tabernakel. Dis die brandofferaltaar. Dis die koperwaskom, dit staan bekend as die weg. Dan beweeg ons deur na die heilige gedeelte van die tabernakel, dan kry ons die tafel van toonbrode, ons kry die menorah, en dan die wierookofferaltaar. Daai 3 instrumente is covenant. Daai 3 is waarheid. Die weg, die waarheid, en dit lei my na die lewe toe. Nou in die lewe is die verbondsark, en bo die verbondsark is die versoendeksel. En hierdie 7 items in die tabernakel moet hier binnekant in hierdie tabernakel ook wees. En wanneer dit hier is, en ek snap my posisie, dan kan ek hom aansteek, en dan brand hierdie vlam. En dit staan bekend as die boom van die lewe, Openbaring 22 vers 14. So belangrik vandag, ek en jy is die tabernakel, en ons is oorgetrek met suiwer goud. Dit beteken ons wandel in geregtigheid. Wat beteken geregtigheid? Dit beteken gehoorsaamheid. Shama, om te luister en te doen wat sy woord sê. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Presies wat ek nou vir jou gewys het in die menorah. So die woning van Elohim is nie meer in 'n struktuur nie. Die woning van Elohim is nou in ons deur Yeshua Messia die gesalfde, met ander woorde deur sy Ruach. So mense, ek het vandag nie alles met jou behandel nie. Ons het nie genoeg tyd nie. Maar ek glo dat jy 'n prentjie waaroor hierdie Torah porsie gaan, teruma, met ander woorde op sy gesit, en ek lig hierdie offer op om sy heiligdom te bou in 2026. En ek en jy is die plek van samekoms. Ek en jy is die ontmoetingsplek. Ek en jy sy tabernakel. So hier is my vraag vandag aan jou. Elohim, die heilige van Israel, hy soek steeds 'n gewillige hart om sy heiligdom te bou op hierdie aarde. Kan ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Teruma, waaroor hierdie Torah porsie gaan, begin met vrygewigheid. Met ander woorde, kom ek gee vandag myself. Kom ek besluit vandag, ek dra sy heilige teenwoordigheid in 'n wêreld wat donker is. Ek wil sy lig wees. Ek wil die sout van die aarde wees. Mense, ek wil vandag vir jou vra, is jy bereid om alles te gee? Nee, jy moet mooi dink voor jy antwoord. Is jy bereid om alles te gee? Mense, kom ek en jy neem vandag 'n besluit. Kom ons gee alles. Ons kan nie met
met 'n huiwerige hart gee nie. Ons kan nie dubbel loyaliteit hê nie. Kom ek en jy gee vandag alles om te sê, Abba, ons begin vandag oor. Nuwe bladsy. Vandag besef ek is u tabernakel. Ek is die plek van samekoms. Ek bid vandag dat u lig sal skyn op my lewe en dat my hart 'n getransformeerde hart sal wees, sodat ek 'n hart sal hê om u te loof en te prys en te eer. Ek wil hart om gehoorsaam te wees aan u woord, aan u gebooie. Ek wil hart om te wandel in perfektheid en suiwerheid deur u genade van Yeshua HaMashiach wat hy in my lewe kom vermag het, en die Ruach wat deel is van my lewe, en die woord wat gestalte gekry het in hierdie tabernakel. Ek het nodig dat my hart vandag transformeer. Ek wil vandag vir jou vra of jy bereid is om daai besluit te neem. Mense, kan ek dit vandag in jou hart deponeer? Hoor vandag my woord aan jou. Genade skaf nie heiligheid af nie. Genade vervul heiligheid. Moenie die konsep misverstaan nie. Moenie maak en doen en dink jy doen reg as dit totaal lynreg is met sy woord nie. Ek en jy is van tabernakel, van tent tot in ons harte. Van tabernakel tot in ons harte. Dit was 'n proses gewees deur die bladsye van sy woord. Ek en jy is nou hier. Ons is nou die tabernakel, nie gebou met mensehande nie. Ons is hier om hom te eer en te verheerlik. Sy grootste begeerte, Elohim se grootste begeerte, is nie 'n gebou nie. Is ons harte. Hy wil hier kom woon. Hy wil kom woning maak in ons. Ons is sy tabernakel. En hy sê, kom maak vir my 'n heiligdom. Kom bou vir my 'n tabernakel, wat jy nou sien in die hemel, dat dit reflekteer op hierdie aarde. Gaan bou vir my. Hier is die bestanddele. Dit is wat julle moet doen. Dis wat julle moet kry. Ek wil by julle woon. Nee, ek wil in julle woon. Van tent tot hart. Ek is hier om julle te vul met my Ruach. Om te lewe, 'n lewe van reinheid. Om afgesonder te wandel. Om te leef in heiligmaking, in bruidskap. Want hy kom terug. En dat ek en jy gesentreerd sal wees rondom hom, wat dit vir ons moontlik gemaak het. Sy naam is Yeshua HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. Laat toe vandag, dat sy Ruach my in jou lewe kom verander, want ek en jy, en dis jou posisie, is sy tabernakel. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie uitsending. Torah porsie 19, Teruma. En dat ek en jy vandag sal oplig wat ons aan hom wil gee, om sy heiligdom te kom vervolmaak in hierdie tabernakel. Dis sy begeerte. Hy begeer nie 'n gebou nie. Hy begeer jou hart. En dat jou hart onverdeeld op hom gerig sal wees. Mense, baie dankie. Dit was wonderlik om hierdie boodskap met jou te kon deel. En dankie, ek dank Vader vir sy woord, nee. Ek dank hom vir sy woord, ek dank hom vir sy liefde. Ek dank hom vir sy Ruach, nee, wat hierdie woord kom oopbreek in ons lewens, en dat ek en jy daaruit kan leer. En my gebed vir jou vandag is dat sy toeganklike lig vandag op jou lewe sal skyn, en dat jy tabernakel sal wees wat verlig is. Halleluja. Kom ons bid saam. Abba, wat 'n voorreg om net op hierdie pragtige dag, hierdie Shabbat, u naam te kan aanroep met onrein lippe. Abba, my gebed en my begeerte vandag is dat die oordeenkinge van my hart en die woorde van my lippe, dat dit aanneemlik sal wees vir u. Dankie vir vandag se woord. Abba, dankie vir u woord wat ons mag en kan verkondig. Dis genade. En dankie vir 'n koolvuur van die altaar wat ons lippe kom aanraak om u woord dan kan verkondig aan u volk, aan u kinders. Abba, ons het vandag besef dat ons is u tabernakel, van tent na hart, en dat ons harte vandag onverdeeld op u gefokus sal wees. En ons wil vandag besluit, Yeshua Messia die gesalfde, is die gesentreerde fokuspunt van ons lewens, want is die weg, die waarheid en die lewe. Abba, ek seën vandag ons mense,
dat die aangesig van ons Hemelse Vader oor hulle sal skyn en aan hulle die vrede sal gee wat hierdie wêreld nie vir ons kan gee nie. Dat die aangesig verhef sal word oor hulle en dat hulle genadig sal wees asseblief. En dat hy geduldig met ons sal wees. En dat ons vandag sal erken waar ons is in terme van ons posisie. En dat ons vandag ons verantwoordelikheid sal opneem om te verander met 'n getransformeerde hart. Maar dis my gebed en dis my roepe vandag vir ons mense. En ek bid dit in die naam bo elke naam, die naam van Meester Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit vanoggend. Halleluja! Mense, baie dankie. Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees. Tot 'n volgende keer, Frik Weideman, Shabbat Shalom.